Goeiemôre, ek groet u. Dit is Sondag die 25ste Januarie. En kom ons gesels 'n bietjie daarvan hoe die Handelinge kerk gelyk het. En hoe vergelyk dit met vandag se kerk. Ek het op Pinkstergoed geword. Ek kan getuig van die werking van die Heilige Gees in ons dienste. Wat vir ons normaal was. Wat elke byeenkoms moes gebeur het. As daar die werking van die Heilige Gees vir 2 of 3 agtervolgende byeenkomste nie gebeur het nie, dan het ons pastoor gesê, daar's fout, daar's sonde in die kom. Dit was altyd sy woorde gewees. Ons gaan van môre aand, dit is maandag aand, elke aand bidure tot volgende naweek. Daai dag was bidure dieselfde geondersteun as Sondag oggenddienste. Almal was daar. Dan het ons elke aand gebid en jy kon die ervaar hoe die atmosfeer verander, soos mense bely en sake met God regmaak. Dan die Heilige Gees daardie Sondag geval en dinge was terug na normaal. Maar die Heilige Gees werk nie waar daar sonde is nie. As ek sê normaal, dan bedoel ek dat genesings plaasgevind. Mense was bevry van demoniese aanslae. Sondaars kom tot redding. Hulle word gedoop in die Heilige Gees, selfs dooies word opgewek. Ek het hierdie dinge gesien in my leeftyd. En dit is waarom ek al menige traan gestort het voor die Here, omdat ons iets kosbaars verloor het en afgewyk het van dit wat ons gehad het. Hoe dit gebeur? Die boek van Handelinge is die bloudruk van hoe die moderne kerk moet lyk en opereer. Kerk is nie veronderstel om gebaseer te word op godsdienstige tradisies of praktyke wat die Heilige Gees uitsluit nie. Kerk het haar geboorte deur die Heilige Gees. Matteus 3 vers 11. Ek doop julle wel met water, as Johannes die doper wat hy praat. Maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoenryp ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Die kerk moet gegrond wees op die krag van God. Met ander woorde, God moet kan doen en beweeg soos hy wil. Duiwels uitdryf, siekes gesond maak, beweeg die profetiese bediening. Doop met vuur en beweeg in mense se harte en se lewens net soos hy wil. In die herlewing waarvoor ons bid, glo ek dat God gaan al hierdie aspekte van die Handelinge kerk herstel en grootliks verlore geraak het. Die bediening van die apostels en profete, die salwing van die Heilige Gees, bevryding, tekens en wonderwerke, reinheid, heiligmaking, vrees van die Here. God verwag nie vir ons om na hoogtes op te klim, om 'n sekere standaard, geestelike standaard te hê voordat hy ons ontmoet nie. Hy het afgekom na waar ons is. Kom ons kyk wat gebeur in die vroeëre kerk. Meeste van die mense wat daardie tyd gesond gemaak was nie gelowiges nie. Hulle was nie weergebore en geesgevuld nie. Hulle was nie eens deel van enige kerk nie. Baie van hulle was Jode, wat nie eens in Jesus geglo het nie. Hulle het nie geglo hy is die Messias nie. Ander was afgodsaanbidders, mense sonder enige kennis van die ware God. Tog is hulle genees. Waarom? Genesing was God se manier om te adverteer. Ek sê altyd die evangelie is 'n bemarkingsveldtog. Genesing was God se manier om homself te openbaar aan die natuurlike, onvernuwe mense. Dit was sy manier om te sê, ek is hier, ek bestaan, ek gee om vir jou. Mense wat volgens hulle sintuie leef en net glo wat hulle kan sien, voel, aanraak, hoor, ruik ensovoorts, steur hulle nie aan teologiese redenasies nie. Hulle sal nie gaan sit en teologiese artikels lees of selfs 'n kerkdiens gaan bywoon nie. Tog, wanneer iemand vir hulle die hande oplê en hulle word gesond, pyn verdwyn, ernstige siekte wyk, dan gee hulle aandag. Dan het jy hulle aandag. Genesing word 'n teken, bewys van 'n goddelike advertensie, 'n goddelike ingryping. Dit was wat Jesus gedoen het toe hy op die aarde gewandel het. Hy het mense gesond gemaak, nie net omdat hy hulle bejammer het nie.
omdat dit 'n demonstrasie was van die Vader se liefde en van sy krag. Toe die kerk gebore is, toe maak hy sy inbreuk op die gebied van die sintuie van die wêreld. Daai sintuie die wêreld gedomeineer deur logika, gevoel en sensoriese ervarings. Ons moet iets duidelik verstaan. Jesus het inbreuk gemaak in die raamwerk van die sintuie. Hy is nie in 'n kasteel gebore nie. Hy het nie as 'n bonatuurlike wese gekom nie, alhoewel hy was. Hy het gekom as 'n mens, lewend, hy het asem gehaal, hy het geloop, hy het opgegroei soos enige mens, en tog was hy vol goddelike lewe en krag. As hy gepraat het, het duiwels gevlug. As hy op sy aanraking het die melaatse gesond geword. Op sy opdrag het die storm stil geword. Dit was God wat in die natuurlike wêreld ingestap het, gesê het, ek is nie afwesig nie, ek is nie ver verwyder nie, ek is hier. Toe die kerk gebore is, was dit nie 'n klein groepie filosofe wat by mekaar was nie. Dit was 'n orkaan gewees. Gelowiges het siekes gesond gemaak, duiwels uitgedryf, dooies opgewek en die evangelie met oorgawe gepredik. Markus 16 vers 15 sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle, nommer 1, duiwels uitdryf. Nommer 2, met nuwe tale spreek. Nommer 3, slange sal hulle opneem. En nommer 4, as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. En nommer 5, op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Jesus sê hierso, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Watter van hierdie 5 tekens volg jou? Die vroeëre kerk was 'n bonatuurlike ingryping, inbreuk op die domein van die mense wat slegs geglo het wat hulle oë sien. Hoe jammerlik het dinge verander. Vandag het sintuiglike mense die kerk gekaap. Ek sê dit weer, pleks van die kerk die wêreld geïnfiltreer het met die bonatuurlike krag van God, het sintuiglikheid die kerk geïnfiltreer. Wat bedoel ek hierby? Baie mense in die kerk leef asof God op 'n afstand is, tensy hulle gevoel iets anders te sê. Mense glo dat God hulle liefhet wanneer dit met hulle goed gaan. Hulle betwyfel egter sy teenwoordigheid as hulle hom nie kan voel nie. En dan glo hulle in genesing slegs wanneer die dokter so sê. Hulle glo in geregtigheid slegs wanneer hulle geregverdig voel. Daar is 'n binding, dis nie geloof nie. Dis nie die lewe wat Jesus gekom het om vir ons te kom gee en wat hy betaal het met sy bloed nie. Sintuie is die natuurlike mens se omgewing. Dit is die mens wat slegs glo dit wat hy sien en voel ensovoorts. Hy sal nie glo dat hy genees is as hy die verandering in sy liggaam sien en voel nie. Hy glo nie hy is vry, dis hy vry voel nie. So 'n mens kan nooit ten volle in die geloof wandel nie, omdat hy beheer word deur sy sintuie. God werk nie deur sintuie nie. Hy spreek geestelike waarhede. Hy verkondig die begin van die einde. Hy sê jy is gesond nog voor jy enigiets gevoel het. Hy sê jy is geregverdig voordat jy opgehou het om sonde te doen. Waarom? Omdat hy jou sien in Jesus Christus. Hy sien die uitproduk en hy verwag van ons om dit ook so te sien. Maar nie met jou fisiese oë nie, met jou geestelike oë, met jou geloof. Dit is waarom toe Jesus gekom het, het hy bonatuurlike inbreuk gemaak in die terrein van die sintuie. Hy het die natuurlike orde heeltemal de mekaar gekrap. Nie volgens die wêreldse reëls het hy gespeel en geopgetree nie. Hy het op die water geloop. Hy het duisende gevoed met 'n paar broodjies. Hy het dooies na die lewe toe teruggeroep. Toe hy opgevaar het, hy hoor hierso, toe hy opgevaar het, het hy nie daardie inbreuk gestaak nie. Hy het dit aan jou en my oorgedra. En dit is wat Markus 16 vers 16 tot 18 so baie duidelik maak. Kom ons lees dit weer.
Hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo die sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Hy sê hierdie tekens sal die gelowiges volg. Verstaan jy dit? Tekens volg gelowiges, nie apostels nie, nie predikers nie, nie profete nie, gelowiges, alledaagse mense soos ek en jy. Dit beteken die bonatuurlike is veronderstel om ons normaal te wees. Gesondmaking is ons boodskap. Wonderwerke is die aankondiging wat ons vir die mense bring. Volgende Sondag gaan ons bietjie meer in diepte kyk, wat het in die gemeente in Handelinge gebeur? Wat het die Heilige Gees in daardie kerk gedoen? En hoe dit vergelyk met die kerke van vandag. Mag die Here u seën. Amen.